Goeiedag en baie welkom by sessie 13 van module 2. In hierdie sessie wil ek gesels oor geloof. Nou weet ek nie of jy ook al iemand teëgekom het wat sê, of self dalk gesê het, in 'n sekere situasie, my geloof is nou nie so sterk nie. Ek kan nie so groot geloof hê soos daardie persoon nie. Daardie persoon het 'n verskriklike sterk geloof. Nou, dit is eintlik 'n baie verkeerde manier van praat of dink oor geloof. Want dit gee vir mense die indruk dat jy geloof iets is wat jy mee oefen en opbou en dit word al sterker en sterker. En hoe groter jou geloof is, hoe meer kan jy vermag. Dis amper asof geloof dan 'n stuk gereedskap word waarmee jy vir God kan oortuig om sekere dinge mee te doen. Dink net bietjie daaroor. Dit is eintlik absurd om te dink dat ons deur 'n sterk geloof of deur ons geloof te ontwikkel sekere goed kan vermag, asof ons God dan onder ons beheer kry, om vir God te oortuig om sekere goed te doen wat ons gedoen wil hê. Hoekom sal enige mens so iets wil doen? Die hele doel van ons bestaan as kinders van God, as sy verteenwoordigers, is nie dat ons moet leer hoe om sy wil om te buig, om ons te pas nie, is om te leer wat sy wil is, sodat ons kan doen wat hy van ons vra, dat ons kan onderskei wat hy gedoen wil hê, nie wat ons gedoen wil hê nie. En daarom is geloof nooit iets waarmee jy vir God kan manipuleer, of wat jy kan gebruik om jou eie sin te kry, jou eie doelwitte te behaal, eie mikpunte te bereik, of wat ook al nie. In geloof gaan dit oor 'n verhouding. Geloof is nie iets wat jy moet hê wat baie sterk is nie. Geloof is in 'n persoon. So dit gaan nie oor hoe sterk is jou geloof nie. Die vraag is eintlik, in wie glo jy? Wie is die een in wie jy glo? En waartoe is daardie persoon in wie jy glo in staat? En wat is die doelstellings van daardie persoon in wie jy glo? In ons geval God. Wat is God se doel? Wat wil hy bereik? Waarheen is hy op pad met die wêreld en waarheen is hy op pad met jou? En vertrou jy hom daarmee? Vertrou jy dat sy doelstellings goed is vir jou? Dat sy doelwitte vir jou ook baie sinvol kan wees en betekenisvol? En dat jy jou kan oorgee daaraan? En jy sien, daardie geloof en daardie vertroue kom nie net uit kennis wat jy opdoen deur die Bybel te lees of wat vir jou gepreek of vertel word nie. Want 'n mens kan geweldig baie kennis oor God opdoen, van hom weet, sonder om werklik te glo dat dit waar is. Jy kry dit byvoorbeeld vreeslik baie dat mense in hulle beskrywing van God sal sê dat hy vriendelik is, dat hy goedhartig is, dat hy liefdevol is, dat hy genadig is, dat hy omgee, dat hy baie kreatief is, dat hy vol van wysheid is, dat hy 'n ongelooflike raadsman is. Maar as jy nou vir daai mense sou vra, nou hoeveel tyd spandeer jy met hierdie God om van hom te leer? So hulle sê, o nee, jy weet, maar my lewe is bietjie besig, ek kom nie eintlik daarby uit nie. So wat sê hulle? Hulle glo dit eenvoudig nie. Nou kyk, as hulle dit geglo het, sou hulle alle ander dinge op sy geskuif het om tyd te spandeer, om van hom te leer, om deur hom gevorm te word, deur hom gelei te word, deur hom gevoed te word. Maar as jy hierdie kopkennis het, maar dit maak geen verskil aan jou lewenspatroon nie, jou lewe word nog maar gedikteer deur jou eie begeertes en verlangens, en jou eie wil, dan is dit nie geloof nie. Dis bloot kennis. So, dis dieselfde om van iemand te lees, in 'n tydskrif of in die koerant, lees van 'n beroemde persoon, 'n beroemde filmster miskien. En jy kan sê, maar ek weet verskriklik baie van hierdie filmster af, ek ken hom of haar verskriklik baie goed. Nee, jy weet baie van hulle af, jy het hom nog nie eers ontmoet nie. Jy weet eintlik niks van hulle persoonlike lewe af nie. En so is party mense se kennis van God, kan baie wyd wees. Maar daai ervaringskennis, dat jy met hom kommunikeer, dat jy hom leer ken in 'n verhouding, dat jy sy liefde begin ervaar, dat jy begin ervaar, dat as hy van jou iets vra om te doen, vir jou sekere leiding gee rondom iets wat jy aanvanklik gedink het, nie moontlik gaan wees nie, en jy vertrou hom en jy doen dit, wow, dan kom jy agter, jy kan hom vertrou. En hoe meer jy hom vertrou, selfs in klein dingetjies, hoe makliker word dit om hom te vertrou, as hy die pas aangee.
Nie as jy blindelings in 'n ding instorm en hom probeer betrek by jou planne en dan met 'n kragtige, sterk geloof dat dit nou gaan werk. En dan werk dit nie. Dan sê jy nie wat, God is nie betroubaar nie. Maar jy het van die begin af nie vir hom gevolg en jou vertroue in hom gestel nie. Jy het jou vertroue in jou eie planne gestel en gehoop jy kan met sterk geloof vir God daarbey betrek. Ek hoop jy kan sien hoe sinneloos dit is. Jy sien, geloof is nie baie moeilik nie. Dit is nie moeilik om te glo as jy ervaringskennis het nie. Vat byvoorbeeld 'n eenvoudige voorbeeld, ek noem dit in die boekie. Hoe moeilik is dit vir jou om te glo dat die son môreoggend gaan opkom? Daar is by jou geen twyfel daaroor nie. Hoekom nie? Omdat jy deur jare se ervaring weet dit gebeur. So jy hoef nie 'n vreeslike sterk geloof te hê dat die son gaan opkom voordat hy opkom nie. Uit ervaring weet jy dit gaan gebeur. En op dieselfde manier as jy in 'n verhouding met God vir hom leer ken, dat as jy hom toelaat om die leiding in jou lewe te neem, om vir jou die pad te wys, laat hy vooruitloop, dat hy jou betrek by sy planne en jy volg hom, dan werk dit, dan werk dinge uit. Dan is jou lewe sinvol, dis betekenisvol, jy het vreugde in wat jy doen, jy het goeie verhoudinge. Dis nie dat alles altyd net vlot sal verloop en dan nooit iets verkeerd sal loop nie. Nee, ons leef in 'n gebroke wêreld. Daar gebeur ook slegte goed met mense wat vir God volg. Maar dit maak baie keer jou vertroue en geloof in hom nog sterker, want jy weet baie keer wanneer jy hom in moeilike tye ervaar, sy teenwoordigheid, sy bystand, sy leiding, nog altyd daar, dan maak dit jou vertroue, jou ervaring van hom nog sterker. En dan is dit regtig later glad nie moeilik om hom te glo of op hom te vertrou nie. Nie omdat jy so sterk geloof het nie, maar omdat jy ontdek wie hy is. Want jy sien, die sterkte van jou geloof op die ou end word nie gemeet deur hoeveel geloof jy kan bymekaar maak nie, maar dit word gemeet aan die persoon in wie jy glo. Wat is sy vermoëns? Waartoe is hy in staat? Wat kan en wil hy bereik? En jou geloof, die grootte van jou geloof is net so groot as wat jou God is. En dink bietjie daaroor. Iemand wat sê, ek het nou nie eintlik 'n sterk geloof nie, sê eintlik, ek het nie eintlik 'n sterk God nie. Iemand wat sê, by my werk geloof nie, want jy weet, ek het al baie vir goeders gevra, maar dit werk nie uit nie. Dis nie 'n refleksie op God nie. Vra dan die vraag, is die goed wat jy van hom gevra het, goed wat hy vir jou gewys het? Is dit 'n navolging van hom wat jy dit vra? Of is dit jou eie begeertes wat jy wil bevredig hê? Wat God dalk weet, dit gaan nie vir jou goed wees nie. So, dink bietjie mooi in hierdie sessie oor waaroor dit gaan, en hoe jy in jou ervaring van God kan groei en hom kan leer ken as iemand wat betroubaar is. En jy sal sien, dit alles kom weer terug na wat ons so baie al beklemtoon het. God wil vir jou 'n God wees, en hy wil hê jy moet sy gehoorsame kind wees. En dit word geoefen en ervaar in 'n verhouding van kommunikasie, waarin jy met hom praat, na hom luister, jou vertroue in hom stel, hom toelaat om die pad aan te wys en voor jou uit te gaan. En ek kan jou waarborg, as jy daai verhouding aanleer, wat maar net die lewe van 'n disipel is, van 'n leerling teenoor die leermeester, dan sal jy ervaar dat jou ervaringskennis van God baie toeneem, en daarom dit al makliker raak om vir God te vertrou en in hom te glo, ongeag die situasie of die omstandighede waarin jy jou bevind. Mag dit ook vir jou regtig al meer en meer so word. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.